Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons kuier vanmôre saam met Denise Fourie. Sy is 'n vernoot en 'n welvaartbestuurder van PSG Wealth Silver Lakes hier in Pretoria. Ons praat oor beleggingsgeraas soms en dan beleggingsbeginsels waarop mense kan fokus. Goeiemôre Denise. Hallo, is lekker om weer by julle te kuier. Ja. Heerlik om jou hier te hê. Ja. Nou ja, Denise, ons hoor daagliks nuus oor beleggings in die markte. My geld groei, my geld krimp. Daar's 'n oliekrisis. O, gats. Hoekom is dit tyd dat beleggers begin rustig raak? Ek dink ons so baie mense het nou al hierdie topik deurgetrap oor almal weet wat nou in die wêreld aangaan. Maar as jy berigte hoor soos global market slide as the oil price surge and on war uncertainty, dan dit laat jou nie lekker voel nie. Jy voel bang, ek gaan my geld verloor, al die tipe van goed. Ja. Die realiteit is dis nie nuut nie. En hierdie is een van my gunsteling, hierdie skyfie wys net uit vorige geopolitiese krisisse oor die afgelope 100 jaar en die blou lyn is wat die S&P 500 gedoen het. En wat jy duidelik hieruit kan sien is, elke keer merk ons daar waar 'n krisis is, maar kort daarna herstel die mark weer en dit gaan weer aan. So jy moet nie op hierdie krisis fokus nie, want as jy net op daai een punt gaan fokus, gaan jy daai herstel wat daarna gebeur mis. So 3 goed is baie belangrik. Markte herstel altyd. Jy sien dit hierso. Die tweede ding is die grootste opdaag is so naby aan die afdaag. 7 uit die 10 kere is dit binne 2 weke wat die mark so skerp geval het. Binne 2 weke herstel die mark weer. Soos jy sê hier's 'n krisis, ek gaan alles verloor, kom ek haal my geld uit, is daar 'n 70% kans dat jy die herstel mis as jy uitklim. En dan die laaste ding is jy kan nie op die kantlyn sit en ek het dit die laaste tyd baie keer gehoor ouens wat nou sê maar geld wil belê en dan sê hulle vir jou nee maar ek gaan net wag tot dit gekalmeer het en dan gaan ek. Die fout wat jy eintlik maak wanneer die mark so val, herstel pryse en koop jy teen laer pryse goed aan en dis wat jy wil doen. Jy wil in krisistye die regte goed koop. So dis maar die belangrike 3 goed. Markte herstel altyd. Die opdaag is so naby aan die valdaag. En krisisse is soms geleenthede. En jy moet amper vir jouself sê dis normaal. Jy moet nie sê gaan nie 'n resessie wees as ek afgetree het nie. Jy moet verwag een. Dit gaan gebeur. Dit is 'n normaal, ja. So wat is die verskil tussen dan geraas en gesonde beleggingsbeleid? Okay, so kom ek sê geraas is goed wat jy hoor soos die olieprys ontplof. Rentekoerse gaan vir langer hoër bly en skuldeisers gaan dalk nie hulle skuld kan betaal nie. Markte daal vandag 3%. Dis net vandag, dis 1 dag. Dit is gekenmerk, geraas is gekenmerk deur goed wat emosioneel, irrasioneel, sensasioneel is. En dis korttermyn, dit fokus op baie korttermyn goed. Geraas fokus ook op goed wat jy nie kan beheer nie. Jy het nie beheer oor hoeveel skepe nou deur die straat van Hormuz gaan nie. Waar beleggingsbeginsels in hierdie prentjie wys ek dit. Geraas is daai groot sirkel, dis daai klomp goed wat jy die hele tyd hoor. Die kleiner sirkeltjie is informasie en daai klein dot is eintlik die goedjies wat jy op moet fokus. En dit is goed soos diversifikasie in lande en industrieë en bates, 'n langtermyn fokus. Beginsels is weer rasioneel. Dit maak jou rustiger, langer termyn gefokus. So ja, die belangrike ding is maar net die een klink jy moet iets doen, jy moet nou iets doen en dit laat jou sommer so half reaktief. Yes. Waar beginsels sê vir jouself wag, kom ek raak net rustig, kom ek analiseer en kom ek kyk net wat gaan nie aan. Daai grafiekie aan die regterkant, die rooi lyn is presies verlede jaar toe Trump sy tariewe aangekondig het. En kyk hoe die mark gereageer het. Dit het geval en almal was in hysterie gewees. Die blou lyn is waar ons tans by die oliekrisis is. En jy sien half dieselfde trend gebeur, maar as jy uitgeklim het toe daai tariewe aangekondig is, het jy 17.9% se groei vir daai opkomende jaar tot op die Here prys gegee.
verloor. Verloor. Ja. Nou, maar, jy het nou gepraat oor langtermyn, jy het nou gepraat oor jou fokus moet beter wees. Waar moet 'n belegger dan nou regtig fokus? Wat kan jy beheer van hierdie geraas? Okay, ek wil twee goed uitlig. Daar's klomp goed, maar ek wil twee goed uitlig. Die eerste een is diversifikasie. En diversifikasie en albei hierdie goed, nê, moet jy baie mooi verstaan. Jy as belegger het beheer daaroor, maar die fondsbestuurder en ons as die adviseur het nog meer beheer daaroor. So, dis baie belangrik dat jy goed kies wie jy die hande mee vat nie. Want diversifikasie, die eerste ding is jy kan eerstens oor bates gaan diversifiseer. Ons het al baie daaroor gepraat, aandele, eiendom, kontant, daai tipe van goed. Jy kan oor lande gaan diversifiseer, so jy kan besluit wil ek in die VSA of in Europa belê. En jy kan oor sektore, soos jy kan in tegnologie, jy kan oor sektore ook gaan diversifiseer. Belangrik, 2008 toe die finansiële krisis gebeur het, was daar amper 'n 50% val in die mark gewees. As jy net in spesifieke finansiële aandele en in spesifieke goed wat meerderheid van mense in was, as jy gediversifiseerde portefeulje gehad het, het jou portefeulje die helfte minder geval en jy het vinniger herstel ook gehad. So diversifikasie is een van die goed, hulle sê dat it's the only free lunch in investments. En jy moet dit vat, jy moet dit kry. So jy as belegger kan op fokus, ons fokus seker daarop en die fondsbestuurder fokus Moenie ook. jou eiers in een mandjie sit. Daar sê, die tweede ding, en hierdie ding is verskriklik belangrik, is die prys wat jy vir goed betaal. Nou, dis 'n moeilike ding om te verduidelik, maar wat baie keer met geraas saamkom, is mense sê goed soos, jy kan nie bekostig om uit te mis nie, jy moet hierdie maatskappy nou koop, as jy nie nou koop nie, gaan jy vir ewig nie. Maar as die prys wat jy vir iets betaal is verskriklik belangrik, want dis nie teen wat jy iets verkoop nie, dis die prys teen wat jy hom koop wat maak of jy op die ou end geld maak. So in waardasies en as ons gaan kyk na watter tipe aandele ons koop en die fondsbestuurders, dis 'n groot deel van die fondsbestuurders se werk, is hulle moet gaan kyk teen hoeveel is hulle bereid om byvoorbeeld Sasol te koop. Wil hulle hom koop teen hierdie pryse en is daar nog waardasie in 'n aandeel? Ja. So die prys wat jy vir iets betaal is verskriklik belangrik. Jy kan 'n wonderlike maatskappy koop, maar dit kan 'n swak belegging wees as jy 'n swak prys daarvoor of te veel daarvoor betaal het. In 'n goeie voorbeeld hiervan, ek gee nie nou raad oor dit nie, as byvoorbeeld Tesla is een van die aandele wat daar's baie teenstrydige goed tans daaroor. Is 'n briljante maatskappy, baie innoverend, maar die aandeel verhandel, met ander woorde hy's baie duur, hy verhandel teen hoë PE waardes in vergelyking met die winste wat jy teen eenheid om gaan kry, en die prys is gebaseer op dat alles perfek uitwerk. Ons weet alles werk nie altyd. Soos jy sê, verwag resessie. Presies. So as jy die prys gaan analiseer, moet jy sê, wil ek so duur prys betaal en wil ek hierdie prys nou betaal en is ek bereid om my aandeel vir baie lank te hou om waarde uit hom uit te kry. So twee goed wat jy oorbeheer het, diversifikasie, nie al jou eiers in een mandjie soos wat jy gesê het, en die prys wat jy vir iets betaal is verskriklik belangrik, want jy moet dit wat jy koop op die ou end weer kan verkoop en jy moet wins maak. As 'n mens byvoorbeeld besig is met aftrede, as 'n mens sien 'n mens reeds afgetree en jy wil van jou geld lewe ook. Ja. Daar is 'n probleem, jy weet nie hoe lank jy gaan uithou nie. Niemand weet nie. Maar jy moet nog steeds 'n inkomste kry. Wat is belangriker, die inkomste of die bewaring van daai geld? So albei speel 'n rol want jy moet lewe op die einde van die dag, maar jy moet nie jy moet nie net fokus op hoeveel kan ek trek nie, daar moet 'n groot fokus wees as ek soveel trek, hoe lank gaan my geld hou? Dis baie belangrik. As jy jou trekkingspersentasie met net 1% aanpas, kan jou geld tot 10 jaar langer hou. Langer hou, net met 1%. Net met 1%. En ek dink baie keer dink mense as ons sê, as jy by aftrede kom, begin om 4 tot 5% te trek, dan baie keer voel 'n adviseur of 'n kliënt dink, maar hoekom kan ek nie nou my geld trek nie? Dis dan nou my geld.
maar daar moet 'n langdurigheid in dit wees, dat dit volhoubaar oor langer termyne moet wees. Ons tyd is ongelukkig nou verby. Baie dankie vir die kuiertjie vanmôre. Dankie vir jou insig en dat jy so mooi vir ons die grafieke kon verduidelik. Dankie dat jy hier was vandag. Dankie julle, dit was lekker om hier te kuier. Nou ja, daar's 'n verskil tussen geraas en daadwerklike langtermynbesluite met 'n ordentlike fokus. Dis aan Denise Fourie, 'n vernoot en welvaartbestuurder van PSG Wealth Silver Lakes in Pretoria. As jy enigstens meer inligting wil hê, stuur eenvoudig net 'n e-pos na denise.f, dis natuurlik vir Fourie, denise.f by psg.co.za. Ons is nou terug en dan gesels ons verder met Andrei Elof oor sy nuutste boek Street Smarts in Suid-Afrika.